Ons skriflesing is vanoggend weer eens uit Romeine 5, soos dit ook op die bulletin is, en ek lees vanaf vers 1 tot 11. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, gered is, met ander woorde, het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof in Christus die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, met ander woorde in swaar kry, in beproewing, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. Dit bewerk in ons 'n gees van lydsaamheid, van verdraagsaamheid, van om op die Here te vertrou vir sy genade, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. En die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, maar deur alles lei dit tot hoop vir die ewigheid saam met God. En hier kom dit dan, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ek vertrou julle het ook al reeds die middelblad, die binneblad van die bulletin gesien, en daar is 'n goeie uiteensetting van hierdie stuk, presies soos dit daarin voorkom, en dit kan julle gerus saam met die skrifdele gevolg. Maar die belangrike is dit, geliefdes, dat hierdie deel is so 'n besondere deel vir elke gelowige. En dit is van die belangrikste hoofstukke in God se woord, vir elke gelowige om telkens terug te gaan en te verstaan. En ons het nou oor die afgelope klompie weke gesien, dat die boodskap in hierdie deel oor versekering van geloof vir die gelowige gaan. Met ander woorde, ook waaroor ons gesing het, hoe kan jy seker wees dat jy gered is? Waarin vind jy sekerheid van jou geloof en vir jou geloof? En dan wil ek weer sê, hoofstuk 5 van Romeine is by uitstek die hoofstuk waar Paulus uit sy pad uitgaan om hierdie versekering in ons wakker te maak, om ons te verseker, daar is sekerheid van geloof vir jou moontlik. Nou uit die vorige boodskappe het ons alreeds gesien dat daar 'n ketting is, 'n ketting van geloofswaarhede is, wat uit 6 skakels bestaan. Nou ons het al na 4 gekyk oor die afgelope tyd, soos dit van Romeine 5 van 1 tot 8 beskryf is, en vandag gaan ons nou na skakels 5 en 6, soos dit dan in Romeine 5 vers 9 tot 11 vir ons gegee word. Maar kom ons doen net by wyse van hersiening, julle kan dan op die middelblad volg, net hersiening dat ons seker is, julle verstaan dit. En ek sê weer dat ons seker is, julle verstaan dit. Hoekom julle geloofsekerheid kan en mag hê en moet hê.
En die eerste skakel is vrede, die skakel van vrede. Die oorlog met God is verby. Romeine 5 vers 1, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Waar daar vroeër vyandskap was, het ons nou vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Maar hierdie vrede is veel meer as net die besef van die oorlog wat verby is. Want daardie oorlog wat verby is, het vrede gebring. Maar saam met die vrede is daar ook 'n statusverandering. Want ons is nie meer rebelle, ons is nie meer vyande nie, maar ons is nou in 'n besondere verhouding tot God, omdat ons in die hofsaal van God onskuldig verklaar is. Die regter het ons saak aangehoor, en hy het hierdie verdoemende getuienisse teen ons gehoor. Maar in plaas van dan te sê, julle is skuldig, sê hy onskuldig. Hoekom? Omdat Jesus ons middelaar, ons sondes op hom geneem het, en sy kleed van geregtigheid vir ons aangetrek het. Daarom kyk die regter nou na ons, en hy sê vir ons, julle is onskuldig. Nie op grond van wat julle gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. En nou kan ons dit sê, die hoogste hof in die heelal het geen beswaar, geen aanklag meer teen die gelowige nie. Die hoogste hof in die heelal het geen aanklag teen die gelowige nie. Die tweede skakel. Eerste een was vrede, die tweede een is, nou het ons toegang tot genade. So vrede gee vir ons geloofsversekering. Die tweede punt, toegang tot die genade by God en in God en met God, gee vir ons 'n verdere versekering. Kyk na vers 2, die eerste deel van vers 2. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. God het ons toegelaat om deur Jesus Christus tot in sy troonkamer geneem te word. Jesus is die middelaar wat vir ons vanuit die hofsaal na die troonkamer van God geneem het en gesê het, hier is hy. Hier is die ene wat onskuldig verklaar is. En daardie woord toegang beteken dat Jesus ons middelaar is, wat ons aan die hand gevat het en na God gelei het en vir God die Vader gesê het, hier is hy, nou is hy 'n kind van u. En let wel, die woord wat daar gebruik, ons staan daarin. En daardie staan is nie maar net 'n gewone staan nie, dit is 'n vasgeankerde staan, wat niemand by ons kan wegvat nie. Die derde ene, hoop. So ons het vrede, ons het toegang tot genade, en ons kan daarin staan, en die derde skakel het ons hoop. En hierdie hoop het ons gesien, is nie maar net 'n vaarwens nie, dis 'n vaste verwagting, die toekoms is seker. 'n Vaarverwagting, die toekoms is seker. Kyk na die tweede deel van vers 2. En ons roem in die hoop, die vaste verwagting op die heerlikheid van God. So ek sê weer, is nie wensdinkery nie. Want in die Bybel is hoop 'n geankerde sekerheid. 'n Definitiewe verwagting wat ons kan hê en mag hê en moet hê. En wat vir ons wag in die ewigheid saam met God. Ons het vrede, ons het toegang en ons kan met definitiewe verwagting na die toekoms kyk. En dan dink net daaraan, van alle mense op aarde is die gelowige die enigste ene wat met sekerheid sê, ek weet waarheen ek op pad is. Verstaan julle dit? Van alle mense op aarde is die gelowiges die enigstes wat kan sê, ek weet wat my eindbestemming is. Ek weet waarheen ek op pad is. En dit gee vir ons geloofsversekering. Die vierde skakel is versekering van God
se uitgestorte liefde in ons harte. In vers 5, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, met ander, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees maak ons voortdurend bewus van God se liefde vir ons. God se liefde vir ons. En dit veroorsaak in ons lewens 'n totale ommekeer. Dis hoekom ons ander mense kan wees. Dis hoekom ons ander mense is. Dit is hoekom ons anders behoort te wees as die res van die wêreld. Dit is hoekom ons in staat is, nie net om mense lief te hê nie, en nie net om mense te vergewe nie, en nie net om ons ander wang te draai nie, maar om te lewe as 'n kragtige getuienis teenoor almal met wie ons in aanraking kom. Dat hulle in ons sal sien en iets sal sien wat ons onderskei van die ander mense. En dis nie omdat jy 'n show opsit nie, dat jy vreeslik heilig en prim en proper hou nie. Nie dit nie. Maar wie en wat jy in jou eerlike menswees is. Omdat God se liefde in jou hart uitgestort is en uitgestort word voornemend, voortdurend, en daardie liefde verander ons. Daardie liefde stel ons in staat om heiligheid na te strewe. Om te sê, die Vader het my so lief. En ek word oorweldig deur daardie liefde. En daarom wil ek anders lewe. Daarom sal ek anders lewe. Daarom kan ek anders lewe. Daarom is die nastrewe van heiligheid in die lewe van die gelowige een van sy kenmerke. Omdat die liefde van God, God se liefde vir ons, in ons harte uitgestort is, die oomblik van en nog steeds uitgestort word, voortdurend, elke dag, meer en meer. Dit was dan nou die eerste 4 skakels van die ketting, en wat ons onthou, wat ons verlede keer ook baie spesifiek dan verwys het, ook na Jesaja 11 vers 5 wat ek reeds genoem het, dat hierdie 4 kettings vas is aan die gespes, die gordel, God se gordel, wat spreekwoordelik om sy heupe is, wat aan sy heiligheid en sy betroubaarheid vasgegespe is, waarin ons kan weet, maar ons is vas aan God. Ons is vasgegespe aan God. Dit is die beeld wat ons in ons kop moet hê. Jesaja 11 vers 5, en geregtigheid of redding, en dit sluit sy heiligheid in, sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Betroubaarheid. Hy is heilig, hy is betroubaar. Hy gee redding en hy gee dit omdat hy betroubaar is. God is 'n God van geregtigheid. En daarom weet ons, sy woord is altyd waar. En dit dra dan by tot die feit dat ons ook dan verstaan dat hy 'n betroubare God is. Hierdie vers, Jesaja 11 vers 5, is een wat ons voor in ons Bybels moet skryf, waarin ons voortdurend kan teruggaan en sê, maar laat ek myself herinner aan wie en wat God is. Dat ons dit kan teruggaan en sê, ek bevestig, wanneer ek hierdie lees, bevestig dit in my hart, God is geregtig en hy is betroubaar en dit is hoe hy teenoor my is. Maar nou moet ons weer na die groter prentjie kyk, geliefdes, en julle weet, dit is vir my een van die belangrikste dinge van wat die kerk van Jesus Christus moet doen. Om altyd die geloof wat ons kry, die geloof wat versterk word uit en deur die woord, om na die groter prentjie te kyk, om te sien hoe dit inpas, vanaf Genesis tot en met Openbaring. Vanaf Genesis 3 vers 15, waar God die belofte gee van die redder wat gaan kom om die bose te oorweldig. Tot en met Openbaring, waar hy vir ons beskryf hoe die eindtyd saam met hom gaan wees. Die hele prentjie,
Waar pas hierdie waarheid in? En as ons nie dit verstaan nie, dan stap ons uit en ons het maar net ietsie gekry wat ons vir die oomblik versadig. Maar wat kan ons versadig as ons by die huis kom? En ons dink aan wat ons gehoor het. Of wat gaan vir ons die versekering gee as ons in tye van moeilikheid kom? Die verstaan van ons redding, die verstaan van die groter prentjie. Hoe gaan dit ons daaglikse lewens beïnvloed? Ons daagliks verander, ons daagliks anders maak, sodat mense in ons dit kan sien. En wanneer ons dan na die groter prentjie kyk en na die 4 skakels wat ons nou net genoem het, dan behoort dit ons te oorweldig. As ons besef wat hierdie 4 skakels doen. En kyk mooi wat staan daar in die middelkolom. Kyk mooi wat doen daardie 4 skakels in ons lewens. Want ek sê weer, dit verseker ons dat God sy belofte in Genesis 3 vers 15 nagekom het. En nou bring dit ons dan, as ons dit besef. En ek sê, God het sy belofte van die redder wat hy stuur, om die bose te oorwin, het hy dit nagekom. Dan moet dit in ons dan 'n besondere wete wakker maak. 'n logiese gevolgtrekking by ons tuisbring. En dink nou mooi, wat het God beloof in Genesis 3 vers 15? Dat hy gaan iemand stuur om die slang se kop te vermorsel. En die slang is in daardie situasie, is hy die beeld van die dood wat hy ten gevolge in die wêreld veroorsaak het. Dit was as gevolg van hom. Nou het die mens met die dood te doen gekry in die wêreld. En wat is dan die logiese gevolgtrekking? Die mens wat daardie 4 skakels in sy lewe het, en die ander 2 gaan nog bykom, maar die mens wat met ander woorde Christus as redder het, die Heilige Gees as die een wat hom begelei op hierdie pad van die lewe, daardie mens wat kan sê, ek weet waarheen ek op pad is, daardie mens kan onder andere dit sê, ek vrees nie die dood nie. Ek vrees nie die dood nie. Kyk mooi na daardie kolom. Ons het vrede, ons het toegang tot genade, ons het die vaste verwagting op die seker toekoms, ons is verseker van God se liefde wat in ons harte uitgestort word. Daarom hoef ons nie die dood te vrees nie. En kan ek dan onmiddellik hier byvoeg, dat dit behoort die kenmerk van die gelowige te wees. Dit behoort die kenmerk van elke gelowige te wees. Vir die wêreld is die dood 'n vonnis, 'n finale vonnis wat tot die ewige wat ook al gaan lei. Hulle weet nie. Maar vir die een wat aan hierdie skakels vashanker is, soos wat ons gesing het, die gelowige verander die aard van die dood. Die dood verander vir ons as gelowiges nie in iets wat ons hoef te vrees nie. Want vir ons is dit nie die einde van die pad nie. Dit is nie die dooie deur waar ons voor te staan kom nie. Dit is 'n geopende deur wat ons verwelkom in die huis van ons Vader. En dit het 'n werklikheid geword. En dit sal die dag 'n werklikheid word, wanneer ons gered word en ons daardie geskenk van Efesiërs 2 vers 8 en 9 in ons hande ontvang, wat met oop, leë, grypende hande die geskenk van geloof uit God se hand ontvang. Dit behoort dus, en ek sê dit weer, dit behoort dus die groot kenmerk van die gelowige te wees,
dat as jy met hom in gesprek is, dat hy dan ook sal beken, verklaar, dat hy of sy nie die dood vrees nie. En luister na Paulus in 1 Korintiërs 15. Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 51 tot 57. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ons liggame, hierdie liggame van vlees en bloed, hierdie liggame kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Ook beerwe verganklikheid, dit wat vergaan, nie die onverganklikheid nie, nie die ewigheid nie. En as jy kyk, ek deel julle 'n geheim mee. Ons gaan nie almal ontslaap nie, dis nou die mensdom, almal gaan nie sterf nie. Nou wat bedoel Paulus nou? Ons gaan nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word. Met ander woorde wat Paulus hier sê, daar is mense gelowig is, wat gaan lewend wees wanneer die wederkoms plaasvind. Met ander woorde, wanneer die wegraping plaasvind. Dan gaan daar nog gelowiges wees wat gaan lewe op daardie stadium. En dan, wat gaan met hulle gebeur? Dan gaan hulle almal verander word. Soos wat ons dan ook weet wat by die wegraping gaan gebeur. Al die dooies gaan opstaan en verander word. Hulle gaan hulle onverganklike liggame ontvang. Ons los die aardse liggame hier en ons ontvang nuwe liggame. Hemelse liggame, geestelike liggame. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word, wat ek sopas beskryf het. En ons sal verander word. Die wegraping vind plaas. Almal wat opstaan uit die dood, omdat hulle in Christus Jesus is, hulle sal verander word, saam met die wat nog lewend is op aarde, wanneer die wederkoms plaasvind. Want hierdie verganklike, hierdie liggaam, moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie onverganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Weereens, God het sy Genesis 3 vers 15 nagekom. Die dood is oorwin. En daarom kan Paulus, as ons dan aangaan in daardie tekstdeel in vers 55, vra hy dan, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onze Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, omdat dit waar is in die lewe van die gelowiges, wees standvastig, wees onbeweeglik, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat sê hy vir ons? Julle het die dood oorwin. Daarom werk op die akker van die Here. Wees instrumente in sy hande om hierdie waarheid na mense uit te sprei en te verkondig. Wees 'n instrument wat hy kan gebruik deur jou getuienis. En ek sê weer, dit is nie op 'n goedkoop manier nie. Dis nie om halleluja en amen na elke sin te sê nie. En dis nie om kruisies op jou skoene uit te kerf of om met 'n bumpersticker rond te ry nie. Dit is nie geloof nie. Geloof is hoe jou getuienis is daar waar jy is. In watter situasie jy jou ook al bevind. Daar moet jy jou getuienis lewer dat jy Christusene is. En ook dan
deur wat jy is en hoe jy is, ook die wete dan bekend maak, dat jy as gelowige vrees nie die dood nie. Vir die wêreld is die dood 'n verskriklikheid wat in die gesig gestaar moet word, maar vir die gelowige is die dood 'n oorwonne, ontwapende vyand, geen angel, geen bedreiging. En kyk dan weer mooi na die beloftes wat ons dan in hierdie skrifdeel het. Vat weer ons daar na die versekering van God se uitgestorte beloftes. En ons weet hierdie beloftes is seker, omdat hy reeds vir ons die oorwinning oor die sonde en die dood gegee het. Vir Christene het die dood geen mag nie. Hy het geen houvas op ons nie. En dis hoekom ons in Hebreërs 2 vers 14 en 15 lees, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Christus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Maar Jesus het 'n mens geword. Die volgende deel van die vers, sodat hy deur die dood, die oorwinning oor die dood, hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Weereens, ons vrees nie die dood nie. Verstaan die bevryding wat ons in is, geliefdes. Verstaan dit. En laat ons daar volgens lewe, want ons het die ewige lewe en die dood is oorwin. En Paulus self getuig so onverbloemd, dat hy eintlik maar net een rede het, hoekom hy nog op aarde sou wou bly. En dit was omdat hy hierdie bediening het om voort te sit as apostel. Maar vir sy eie hartsbegeerte, sê hy in Filippense 1 vers 23 en 24, om weg te gaan en by Christus te wees, is my hartsbegeerte, want dit is baie beter. Dit was sy hart, hy wou by die Here wees. En dit is iets wat by die mens groei, en ons wat ouer is, kan daarvan getuig dat ons 'n begeerte het om by die Here te wees. Maar my hartsgebed vir almal van julle, ook julle wat nog jonk is, dat julle hierdie besef in julle hart en julle verstand sal laat groei, dat julle het nie 'n rede om die vrees te oorwin nie. Daarom hou die dood vir julle geen vrees in nie. En mag dit waarlik dan in julle harte dit gebeur. Want ons het ook die versekering in Openbaring 21 vers 4. En God sal dan al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. En die droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge, hierdie dinge van die wêreld, het verbygegaan. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. Nou dit was nodig dat ons na hierdie aspekte kyk, voordat ons na die volgende skakels oorgaan. Want wanneer ons hierdie sekerheid oor die lewe vir ons en die ewige lewe, maar ook ons vryheid van die dood verstaan, maak dit ons gereed om na die volgende 2 skakels aan te gaan. So kom ons kyk na vers 8. Daar vind ons die 5de skakel. Vers 8, die 5de skakel. En dit is dan vers 8 tot 10. Ons begin in vers 8, wat ons reeds deel na gekyk het, maar hy vat ons deur na vers 10 toe. Kom ons lees vanaf vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En nou kom hy met 'n besondere redenasie. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, gered is deur sy bloed, deur hom gered word van die toorn, met ander woorde van God se toorn. Ons hoef God se toorn nie meer te vrees nie. En dit bevestig ons. Ons hoef die dood nie te vrees nie. Want vir die wêreldling,
Die een wat ongered is, hou die dood die sekerheid van God se toorn in. Maar vir die gelowige is daar geen toorn meer nie. Dit is hoekom ons vry kan wees van die dood reeds in hierdie lewe. Ons hoef nie die dood te vrees nie, want God se toorn gaan nie teen ons kom nie. Vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nou kyk na daardie twee begrippe daar, wat daar in daardie teksvers is, soos dit in die bulletin is ook, en ek het dit, dink ek het dit onderstreep, ja, dit is deel van daardie. Veel meer dan, en die ander ene veel meer, daardie twee frases, openbaar aan ons eintlik goddelike, Bybelse logika. Dit sê, verstaan julle die logika? Natuurlik is dit nou so, dat indien dit waar is, indien hierdie groot ding waar is, dan is hierdie kleiner ding ook waar. Hoor mooi wat ek sê. Paulus sê hier eintlik, as ons dan gered is, en ons is, ons is, as ons dan gered is, dis die groot ding, hoeveel meer sal die kleiner ding, dat ons bewaar word in die geloof, dan ook waar wees. As die groot ding waar is die klein ding ook waar. Dis wat hy sê. Maar hy redeneer van die moeilike na die maklike. As God die moeilikste ding reeds gedoen is, en wat is die moeilikste ding vir God, as ons dit dan in menslike terme aan God kan toeskryf, naamlik om sy vyande liefde gehad het, om skuldiges in sy heilige teenwoordigheid vry te spreek, om sondaars met hom, die heilige God, te versoen. Hoekom sê ons dit was moeilik vir God? Wat het dit vir God gekos om dit moontlik te maak? Die dood van sy seun. Die dood van sy seun. Die dood van sy seun. En daarom, wanneer ons teruggaan na wat daarop die kruis van Golgotha deur Jesus uitgeroep is, Tetelestai, dit was 'n uitroep aan die Vader in die eerste plek. 'n Uitroep aan God. My sending opdrag is afgehandel. Dit waarvoor ek aarde toe gekom het ek gedoen. Dit is voltooi. My lewe gaan nou gestort word, my bloed gaan vloei. Ek het my opdrag voltooi. Dit was 'n verklaring aan die Vader. Maar dit was ook 'n uitroep na elkeen wat gelowige sou word. Deur hierdie sterwe van my, deur hierdie bloed van my wat vir julle vloei, is daar nou redding vir julle moontlik. Daar is nou redding vir julle moontlik. Om na Paulus se argument in verse 8 tot 10 aan te gaan, as God dan soveel gedoen het vir sy vyande, wat ons was sy vyande, hoeveel meer sal hy dan doen vir sy kinders? As hy soveel gedoen het om sy vyande te red, hoeveel meer sal hy dan doen vir sy kinders? As die dood van Jesus genoeg was om ons met God te versoen, luister mooi, ek sê, as die dood van Jesus genoeg was om ons met God te versoen,
toe ons sy vyande was, toe ons teen hom geveg het, hoeveel kragtiger dan sal die lewe van die opgestane Here Jesus Christus dan nie wees om ons vas te hou nie. Daardie woord geregverdig in vers 9 verander ons nou, geregverdig, gered, verander ons status van ongered na gered. Ons status verander. Maar kyk na daardie woord versoening in vers 10. Die woordjie versoening in vers 10. Verander ons verhouding met God van vyand na kind. Geregverdig verander ons status van ongered na gered. Versoening verander ons verhouding van vyand na kind. En regverdiging sê, jy is nie meer skuldig nie. Jou boete is betaal. Jy kan tot in God se teenwoordigheid gaan. En versoening sê, jy is nie meer 'n vyand nie. Die verhouding is herstel. Jy kan in God se teenwoordigheid gaan. Maar nou as kind. Nou as kind van God. En dit is daardie statusverandering wat vir ons die versekering gee van ons stand voor hom. Die lewende Christus, die opgestane Christus, is ons sekuriteit hiervan. Ons is gered deur sy dood, maar ons word bewaar deur sy lewe. Gered deur sy dood, bewaar, vir ewig bewaar, deur sy lewe. Die opgestane Here Jesus, opgestaan uit die dood, het hierdie twee aspekte in ons lewe waarheid gemaak. Gered, versoen. En albei is belangrik. En daarom kan ons dan sê, ons redding is nie 'n wankelrige moontlikheid nie, maar 'n ewige sekerheid. 'n Ewige sekerheid. En nou gaan ons weer terug, julle onthou die verlore seun, wat ons nou al dikwels in die afgelope tyd na verwys het. Hy het in sy wêreldsheid, het hy teruggekeer met vrees na die Vader. Onthou, hy het gesê, ek sal opstaan en na my Vader gaan. En hy het gehoop dat hy maar as 'n bediende sal kan werk by sy pa. Maar die Vader het bewys, versoening is nie halfpad nie. Versoening is volledige versoening. Want die Vader het wat gedoen? Hy het die beste kleed vir die seun aangetrek. Die beste kleed. En wat is daar die beste kleed? Die regverdige dade van Jesus Christus. Die regverdiging wat ons in Jesus Christus kry. Dit het hy vir ons aangetrek. En nou wanneer die Vader na ons kyk, sien hy nie dit wat onder die kleed is nie. Al wat hy sien is die regverdige dade van Jesus Christus. Daardie een regverdige daad in besonder wat vir ons verlossing bring. Maar dit was nie net dat die beste kleed genoeg was nie. Die ring is ook aan sy vinger gesteek. Wat 'n ring? Die ring van sy Vader. Hy word amptelik as die seun van God erken. En amptelik daardeur kry ons redding dan die seël van goedkeuring van God. Dit is ons bevestiging. Ons is in die hemel bevestig deur God se goedkeuring toe hy sy seun amptelik erken het deur die ring, sy ring aan die vinger te steek. Die amptelike seël van God wees. Jesus het daardeur teruggekeer na God as die seun van God, God self.
Het was die einde van sy mensheid, as ons dit so kan sien. Dit is die veiligheid wat daar vir ons as versoende kinders is. Nie meer die varkslop van die wêreld nie. Nie meer onsekerheid nie. Nie meer vrees vir verwerping nie. Maar 'n volle lewe binne die huis van ons Vader. Volle rus, volle sekerheid, volle vrede, volle vertroue. Dit, geliefdes, is die 5de skakel. Dit is die 5de skakel. Dit bring ons dan by die finale skakel. En dit is in vers 11. En hier maak Paulus die stelling, wat alles wat vooraf geskryf is, saambind tot 'n eenheid. Alles wat vooraf gesê is, en al die voorafgaande verse van hoofstuk 5 tot daar, bind hy nou saam en hy maak dit 'n eenheid. En nie alleen dit nie, nie net alles tot daar nie. Maar, sê hy, ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. Ons roem in God. Hoe kan ons dit doen? Deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons met God versoen is. Dit bevestig weer daardie versoening van vyand na kind. Maar hier sê hy baie duidelik verstaan, hier is nou 'n volgende ding, wat doen jy wanneer jy kind is? Wat doen jy wanneer jy gelowige is? Wat sê hy, wat is die werkwoord wat gebruik? Ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus. En daardie roem is daar die Griekse woord kaugomai, wat ons ook al 'n paar keer na verwys het, wat eintlik 'n beter vertaling in Afrikaans sal wees, om te jubel. Om te jubel. En jubel sluit meer as net om met jou stem uit te roep. Jubel sluit in, jy dans eintlik van vreugde voor die Here. Jy jubel met jou hele wese. En dit is waarheen dit lei. Al die versekering wat gegee word, tot daar bring ons by die punt waar ons dan jubel in God. En jubel in die verlossing wat ons het. Kyk mooi na die pad wat ons geloop het. Ons het geroem in die hoop wat ons het. Ons het vorentoe gekyk. Ons het geroem in die verdrukking. Ons het in die hede vasgestaan dat ons vasgeanker is. Selfs in versoeking, beproewing. Maar nou in die 6de skakel bereik ons die hoogste vorm van roem. Ons roem in God self. En ek sê weer, kom ons gebruik eerder daardie betekenisonderskeiding van kaugomai, en dit is om te jubel in God. Om te jubel in God is die eindbestemming van ons redding. Dit is waarvoor God ons geskep het en ons gered het. Dit is waarvoor ons name in die boek van die lewe geskryf is, dat hy 'n mensheid sal hê wat rondom sy troon vergader en hom aanbid dag en nag, wat rondom sy troon jubel. Dit is waarvoor hy besluit het om tog sekere mense te red, sodat hulle hierdie skare kan vorm wat rondom sy troon bymekaar kom. God red ons nie net van die straf nie, hy red ons na homself toe, om met hom versoen te wees. Daarom kan ons jubel rondom sy troon, en gaan ons jubel rondom sy troon. Daar is soveel groot geeste van die verlede wat sulke wonderlike bydraes tot die geloof gelewer het, wat so baie oor hierdie aspek van aanneming gepraat het en wat dit dan beteken, en hoeveel dit vir ons as gelowiges reeds nou hier op aarde kan beteken. En ons gaan weer, wanneer ons in hoofstuk 8 van Romeine kom, gaan ons weer na aanneming toe terugkeer.
En dan gaan ons baie meer aandag daaraan gee. Vandag het ons maar net na die oppervlakkige daarvan gekyk. Maar iemand wat ek graag hier aanhaal is J.I. Packer, wat sê, regverdigmaking, redding, verander jou status voor God, maar aanneming verander jou verhouding met God. So die redding verander jou status, en aanneming, die feit dat God jou nie net in die hemel toelaat nie, maar jou na sy huis toeneem, as kind aanneem, verander jou verhouding met hom, wat ek juist bedoel het aan die vorige skakels. Maar dit is presies wat skakel 6 nou bevestig. Om in God te roem beteken, die verhouding is so intiem, dat hy ons grootste skat is. Nog een van die Puriteine, Thomas Watson, het gesê, regverdigmaking verwyder ons skuld. Dit vee dit af van die bord, dit is soos 'n bord wat skoongevee word. Maar aanneming gee nou vir ons erfreg. Erfreg in God se huishouding. Ons is sy kinders en ons erf al die heerlikheid wat hy vir ons kan gee en wil gee, daar saam met hom. Maar ons kan dit reeds nou hier op aarde ten dele hê. En dis wat ons moet verstaan. En hoe meer ons gehoorsaam is en verstaan wat ons is en wie ons is, hoe meer is dit vir ons beskikbaar. En kan ons doelbewus daardie gedagtes koester en God verheerlik in ons lewens wanneer ons verstaan wat ons deur ons redding bekom het. En dan sê John Owen, deur ons redding geniet ons nou persoonlike gemeenskap met die Vader. Nie net juridiese vergifnis nie, is nie net in die hofsaal waar hy gesê jy is vrygespreek nie, maar nou is ons in 'n intieme vader-kind verhouding. Nie net eendag daar nie, ons is dit nou reeds hier en ons moet dit aktief beoefen. En as ons dit verstaan, dan gaan ons soveel makliker na die troon van ons Vader. Jesus het ons geleer om te bid, daar in Matteus 6. Matteus 6, ja. Wat het hy gesê? Wat was die eerste woorde van die gebed? Onse Vader. Nou. Die disippels het gesê, Here, leer ons om te bid nou. En Jesus sê, bid soos volg. Bid onse Vader. Nie eendag in die hemel nie, maar nou reeds hier op aarde. So wat ons dan sien, wat hier in Romeine 5 vers 11 voltooi word, daar die 6de skakel van die ketting, word ook nou daarbij gevoeg. En nou is die skakeling van die gelowige met God volledig. In hierdie skakeling, in hierdie 6 skakels met God, het ons alles wat ons hier op aarde nodig het, vir geloof en vir die lewe. Ons het alles hier op aarde, deur wat God vir ons gee, wat ons nodig het, vir hierdie lewe en vir die geloof. En daarmee, in die warmte, in die sekerheid, in die koestering van daardie verhouding van pa met kind, kom ons weer van aangesig tot aangesig, met hom die Allerhoogste. En nou sien ons hom, maar ons sien nie die regter nie. Ons sien die oë van 'n genadige, liefdevolle Vader. Ons vrees nie meer die regterlike uitspraak nie, maar ons hoor die vaderlike stem wat verklaar, jy is nie net vry van die sonde nie, jou sonde is nie net vergewe nie, jy is nou
myne. Jy is nou myne. Geliefdes, dit is die volle betekenis van aanneming. Dit is die volheid van daardie skakeling wat ons het in hierdie 6 punte, hierdie 6 skakels, wat ons intiem verbind aan God ons Vader. Ons is aan sy gordel vas. En ons moet teruggaan soontoe en dit aanhoudend vir onsself sê, maar ek is vas, ek is aan God vas, ek kan my nie in hierdie wêreld op 'n ander manier gedra as 'n kind van die Vader nie. Ek kan nie in vrees verval vir die wêreld en vir die dood nie, want ek is vas aan my Vader. Regverdigmaking het ons vrygespreek van die sonde. Ons sondes is vergewe. Ek herhaal weer, ons sondes is vergewe. Die sonde van die verlede, die sonde wat ons vandag doen, die sonde van môre. Maar ons moet in die gees van 1 Johannes 1 met die sonde handel. Soos wat Jesus ook vir sy disippels vermaan het, toe hy hulle voete gewas het en gesê, julle is in die geheel gewas, maar hou julle voete skoon. Bely jou sonde aanhoudend, dan hoef jy nie die Vader te vrees nie. Ons sondes is vergewe. Ons is versoen met die Vader. Regverdigmaking het ons vrygespreek daar in die hofsaal. Maar aanneming maak ons kinders in die Vaderhuis. Aanneming maak ons kinders in die Vaderhuis. Wat ons dan meer daarvan in hoofstuk 8 gaan sien. Sluit af met 2 verse, Galasiërs 4, eintlik die hele 4 tot 7, maar ek herhaal net hierdie een, of ek haal net hierdie een deel aan. God het sy seun gestuur, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Daar bevestig dit. God het sy seun gestuur, sodat ons aangeneem kan word as sy kinders. En dan Romeine 8 vers 15, waarin ons op pad is. 8 vers 15, ons het ontvang. Ons het iets ontvang. Wat is dit wat ons ontvang het? Ons het die gees van aanneming tot kinders ontvang. Deur wie ons roep, Abba, Vader. Abba, Vader, my Vader. Dis die werklikheid van ons geloof nou, geliefdes. Nie eendag nie, maar nou. En dit, die feit dat ons nou kinders van die Allerhoogste God is, dit is die ware blye nuus van die evangelie. Dit is die ware blye nuus van die evangelie. En hierdie waarheid is die kroon van die evangelie. Dis die kroon van die evangelie van die blye nuus. Ons, geliefdes, ons is kinders van die Allerhoogste. Ons is. En mag ons dan in die volheid van hierdie waarheid lewe. Mag ons in die volheid van hierdie waarheid lewe. Amen. Heilige, genadige Vader, hoe anders kan ons kom na u genade troon as met harte vol van dankbaarheid. Dankbaarheid, Here, maar ook met 'n diepe ootmoed, 'n diepe nederigheid. Want u woord, Here, het ons vandag herinner dat ons wat eers u vyande was, wat rebelle teen u heilige wil was, dat ons, Here, in die bloed van Jesus Christus en deur die bloed van Jesus Christus
ons sondes vergewe is, maar meer nog, Here, deur die opstanding word ons met U versoen tot kinders van die Allerhoogste God, die Allerheiligste God. En Here, die volheid daarvan sal ons nie hier verstaan nie, maar dit is reeds die werklikheid van ons lewe, en dit behoort die werklikheid van ons lewe te wees. Maak dit die werklikheid van ons lewens, Here, reeds nou, dat ons sal lewe wat ons is. Kinders van die Allerhoogste. Maar ons bely, Here, in dieselfde asem wat ons bely om U kinders te wees, bely ons dat ons wel nog sondig. En ons het probleme met trots en hoogmoed, selfverheffing, koue harte, traagheid om heilig te lewe, al daardie dinge. En Here, dit vervul ons so dikwels met vrees, en dit neem by ons die sekerheid van geloof weg, omdat ons nie daarmee handel nie. Here. So ons gebed dan vandag is in die eerste plek, Here, help ons om na die troon van genade te hardloop. Here, om ons voete gewas te kry, soos Jesus Christus gesê het. Om by U ons sondes van hierdie lewe na redding te bely, en dat ons met skoon gewaste voete deur die lewe kan loop, in volle versekering van wie en wat ons is. En dan sal daardie onsekerheid oor ons redding verdwyn. En dan sal daardie onsekerheid oor U liefde vir ons ook verdwyn. En sal ons dan, Here, besef, in toenemende, groeiende mate, waarvoor ons U dan sal loof en dank en prys, dat ons werklik kinders van die versoening is, U kinders is. Nie net vrygespreek nie, nie net gered nie, maar aangeneem as U kinders. Ons dank U, Here, dat ons dan in die gees van Romeine 5 vers 11 voor U troon kan kom om te jubel en te juig in die redding wat daar vir ons is. Vir die genade wat oor ons pad kom elke dag. Vir die werklikheid van U beskikking in ons lewens. Here, dat as dit dan die pad is wat ons bewandel deur die woord en die gees gelei, selfs al is dit dan daar die nou pad in die smalpoort, dat daar die pad vir ons 'n pad van vreugde en van plesier sal wees, ten spyte van ons omstandighede. Laat ons dan roem en jubel, laat ons juig, Here, in ons redding, en ons vra daarom dan, Here, reinig ons vandag van daardie sondes. Ons bely hulle nou voor U. Ons bring hulle na U troon toe en ons bely dit en ons vra, Here, herstel ons harte, bevestig in ons harte die vergifnis wat daar vir ons is en versterk daarmee ons geloof vir die pad vorentoe. En laat ons dan nie lewe as slawe van vrees nie, maar as kinders van die Vader, met sekerheid, met vrede, met jubelende vreugde. En ons kan dit alleenlik vra in die naam van ons opgestane Here Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here, in sy naam alleen. Amen. Blaai julle gesangboeke na Gesang 34.
En ek vertrou dat dit werklik vandag